Geseënd is die koninkryk van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Goeiemôre uit 'n winderige Kaapstad. Ek vertel vandag die verhaal van die kerk. Nou weet ek is absurd om geskiedenis van 2000 jaar in 20 minute te probeer vertel, maak nie saak hoe oorsigtelik jy praat nie. En ek gaan dit ook nie probeer doen nie. Ek wil sommer nou ook al sê, jy moet maar grove veralgemenings en oorvereenvoudigings verwag, want dit kan nie anders nie. Ek gaan begin en een en ander sê oor die ontwikkeling van die vroeë kerk tot in die 4de eeu, toe die kerk die staatskerk van die Romeinse Ryk geword het. Dan gaan ek kyk na die 7 ekumeniese konsilies of rade, waarvan die laaste een in 787 gehou is. Volgende sê ek iets oor die groot kerkskeuring van die 11de eeu, die stryd om die hesygasme van die 15de eeu, en dan die lot van die belangrikste ortodokse kerke tot in die 19de eeu. Ek sal dan afsluit met die lotgevalle van die kerk in die 20ste en die 21ste eeue. So, jy moet jou hoed maar vashou, hier gaan ons. Wanneer het die ortodokse kerk begin? Wel met Pinkster, kort na Christus se hemelvaart. Die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster was die bevestiging dat Christus die hoof is van sy liggaam, die kerk, wat deur die Heilige Gees in stand gehou en uitgebou word. Die ortodokse kerk glo dat hierdie eenheid van God met sy kerk nooit onderbreek is nie en vandag nog bestaan. Die vervolging van die kerk het feitelik oombliklik begin, na die steniging van Stefanus, wat in Handelinge 6 beskryf word. Tesame met die uitvoering van Christus se sendingopdrag, het dit daartoe gelei dat die apostels en die ander disippels die evangelie verkondig en gemeentetjies gestig het oral waar hulle gegaan het. Binne 'n merkwaardige kort tyd was daar Christelike gemeentes in die hoofsentra van die Romeinse Ryk. Hierdie gemeentes is so vroeg as die einde van die 1ste eeu reeds gelei deur 'n biskop wat die hoof was van die kerk in 'n stad, en hy is bygestaan deur presbyters of priesters en diakens. Die heilige Ignatius het 107 reeds in sy briewe aan verskillende gemeentes die kerk beskryf as hiërargies en eucharisties. Die kerk was nie kerk sonder sy biskop nie, het hy gesê, en die biskop se hooftaak was die vier van die nagmaal of die eucharistie. Maar van die vroegste tye af is erken dat biskoppe deel is van 'n groter bisdom wat die hele kerk ingesluit het. En wanneer daar sake was wat die hele kerk geraak het die biskoppe bymekaar gekom om dit te bespreek en die stem van die Gees daaroor te hoor. Die kerk is daarom nie autokraat met een persoon wat daarin voorskryf wat om te doen, of demokraties met die meerderheid wat bepaal wat die kerk besluit. Maar dis harmonieus en eensgesind. En die konsilies was en is die manier om hierdie harmonie en eensgesindheid te bewerk. Die eerstes van hierdie konsilies of rade wat gehandel het met die vraag oor hoe die kerk met onbesnedene en die Jode moes omgaan, het reeds voor die skryf van Handelinge in Jerusalem plaasgevind. Die vervolging van die kerk en die martelaarskap van Christene, hoewel soms verskriklik en soms op 'n groot skaal, was meestal plaaslik en het nie deurlopend gebeur nie, maar die dreigement daarvan was altyd daar. En die vroeë Christene het dan ook hulle kerk gesien as gebou op die bloed van die ander Christusse, die martelare. Paradoksaal was die vervolging van Christene eintlik 'n belangrike stuurkrag vir die groei van die kerk, omdat die martelare se geduld, vredevolheid en selfs vreugde tydens hulle marteldood mense absoluut verstom het. En as mens die vroeë lewensverhale van die martelare lees, is dit duidelik dat daar ook talle wonderwerke gedurende hulle martelaarskap en marteling plaasgevind het. Die ander aanval op die kerk was dwaalleringe, wat net so kort na die ontstaan van die kerk begin het. Eers gnostisisme, toe arianisme en toe verskeie ander daarna. En weer eens, paradoksaal, het hierdie ketterye daartoe gelei dat die vroeë kerk dit wat sy geglo het met groter duidelikheid bedink en geformuleer het. In 312 het 'n Romeinse keiser Konstantin voor 'n veldslag in Frankryk 'n visioen gehad van 'n kruis in die lug met die opskrif: "En hierdie teken sal jy oorwin." Hierdie visioen en die daaropvolgende oorwinning het gelei tot die bekering van die eerste Romeinse keiser. Later daardie jaar het hy die Edik van Milaan uitgevaardig, wat vervolging teen Christene tot 'n einde gebring het, en hy het dit dan ook in dieselfde jaar gou duidelik gemaak dat hy die Christelike geloof, die amptelike geloof,
van die Romeinse ryk sou maak. Hiermee is die Byzantynse ryk ingelei wat vir amper 1000 jaar sou duur en die langdurigste en mees suksesvolle Christelike staat in die geskiedenis van die wêreld sou word. En reeds in 325 het Konstantin die eerste ekumeniese konsilie bymekaar geroep, hoofsaaklik om die dwaallering of kettery van Arianisme die hoof te bied. En van 325 tot die 8ste eeu is verskeie van hierdie ekumeniese of universele konsilies bymekaar geroep wanneer daar 'n krisis in die kerk ontstaan het oor die een of ander geloofskwessie. Die kerk erken vandag 7 van hierdie konsilies as ekumenies of universeel, maar daar was heel wat meer. En hulle was dikwels die arenas helaas vir kerkpolitieke en ook soms suiwer politieke gevegte. Die geskiedenis daarvan is ingewikkeld, fascinerend, kompleks, omdat dit ook die geskiedenis van die ontwikkeling van die kerk se idees oor dinge is. Ek wil staan met 'n kort opsomming van die 7 konsilies en die belangrike sake waaroor dit gegaan het. Na die eerste konsilie in 325 het ek reeds verwys. Dit het hier gegaan oor die Arianisme wat so genoem is na 'n priester van Alexandrië in Egipte wat geleer het dat Christus geskape is, daarom nie van ewig af was soos die Vader nie en daarom nie ten volle God soos wat die Vader is nie. Die heilige Athanasius was die belangrikste stryder teen die Arianisme wat op 'n stadium in 'n groot deel van die kerk en in die ryk aangegaan is. Hierdie konsilie het die eerste geloofsbelydenis, die van Nicea, tot gevolg gehad, waarvan ons onlangs die 1700ste herdenking gevier het. Die tweede konsilie is gehou in Konstantinopel, die nuwe hoofstad van die Romeinse ryk, in 381 onder die keiser Theodosius. Dit het gehandel met die Macedonianisme, wat die goddelikheid van die Heilige Gees ontken het. Die konsilie het die Macedonianisme verwerp, nadat 2 vriende en naamgenote, Gregorius Nazianzus en Gregorius van Nyssa, saam met Basilios die Grote daarteen gestry het, en sodoende die leer van die Heilige Gees ontwikkel het. Die konsilie het ook op 'n uitbreiding van die geloofsbelydenis van Nicea besluit, om die Heilige Gees se rol in die drie-eenheid behoorlik te beskryf. Die derde konsilie is 50 jaar na die tweede in Efese gehou en het die Nestorianisme verdoem. Nestorius was 'n monnik wat die aartsbiskop van Konstantinopel geword het. Hoewel die geskil op die oog af gegaan het oor die gebruik van Theotokos, of letterlik vertaal Godbaarder, om Maria te beskryf, het die eintlike geskil gehandel met wie Christus was na sy geboorte. Was hy inderdaad 'n godmens, of het hy 2 nature gehad wat van mekaar geskei is? Nestor wou hê dat mense moes praat van Christotokos, letterlik die baarder van Christus, om Maria te beskryf, maar dan ook 'n mens wat geskei is, dis nou Christus, van sy goddelike natuur. As gevolg van die stryd van die heilige Kirill van Alexandrië is Nestor se idees verwerp en is hy verband tot 'n klooster in Egipte. Hierdie geskil het gelei tot die skeuring met die sogenaamde Nestoriaanse kerke wat vir eeue nog 'n teenwoordigheid in Persië, Indië en selfs in China gehad het. Die vierde konsilie, gehou in 451 in Chalcedonië, het gelei tot die eerste betekenisvolle en werklik duursame skeuring in die kerk. Eutychos en Dioscorus van Alexandrië het naamlik aangevoer dat Christus net een goddelike natuur gehad het, in plaas van 2 aparte nature, wat volledig goddelik en volledig menslik is. Hulle leer is die monofisitisme genoem. Dis deur hierdie konsilie verwerp, wat bevestig het dat Christus 2 volledige nature gehad het, sonder vermenging of skeiding. Lees mens die argumente wat destyds gevoer is, dan kry jy so al die gevoel dat die partye bietjie by mekaar verbygepraat het en dat daar ook 'n goeie skeut kultuur by die saak betrokke was, miskien van politiek selfs nie eers te praat nie. Chalcedonië se besluite het gelei tot die skeuring met die sogenaamde oriëntale kerke van Sirië, Libanon, Egipte en die Koptiese kerke. En vandag gebruik die Kopte die term miafisitisme om hulle posisie oor Christus te beskryf, en hierdie posisie is dat Christus een verenigde natuur van goddelikheid en menslikheid het.
Moenie my vra hoe presies dit nou van die ortodokse posisie verskil. Die 5de konsilie wat in 553 in Konstantinopel gehou is, het gehandel met verskeie variasies op die monofisitiese tema, maar ook die sogenaamde Origenisme, vernoem na Origen, wat sekere platoniese idees probeer verchristelik het, byvoorbeeld die idee dat siele bestaan voor hulle liggame het, dat die liggame wat weer opgewek word, verskil van onsterflike liggame, en die idee dat Christus 'n tweede God en by implikasie ondergeskik is aan God die Vader. Die 6de konsilie van 681, wat ook in Konstantinopel gehou is, het monothelitisme, die idee dat Christus slegs een wil gehad het, verwerp. Hierdie leerstelling was die keiser se poging om die debat wat na Chalcedonië se konsilie nog voortbly woed het, tot 'n einde te bring deur 'n kompromis tussen die twee posisies aan te gaan. Poging wat duidelik nie geslaag het nie. Die 7de konsilie wat in 787 weer in Nicea plaasgevind het, het gehandel met die ikonoklasme, die idee dat die maak van ikone, veral afbeeldings van Christus, 'n verbreeking van die Ou Testamentiese verbond op die maak van afbeeldings van God is en boonop op afgodediens neerkom. Maar uiteindelik het dit gegaan oor die feit dat Christus as mens aarde toegekom het, met 'n fisiese liggaam wat met die sintuie ervaar kon word en daarin ook afgebeeld kon word. En ten diepste was dit ook oor die ortodokse beskouing, of wat die ortodokse beskouing behoort te wees, van materie en van verlossing, 'n onderwerp waaroor ons later praat. Uiteindelik is die maak en verering van ikone deur die kerk erken en aanvaar. Mens kan jouself nou aan die einde hiervan afvra hoekom jy sou wil kennis neem van hierdie oënskynlik droë teologiese debatte oor fyn leerstellige puntjies. Die antwoord is dat elkeen van hierdie dwaalleerlinge vandag nog aangehang word en dat ons die stryd daarteen moet onthou as ons onsself daarteen wil beskerm. 'n Mens sou byvoorbeeld kan sê dat die filioque-kwessie, wat die kerk uiteindelik laat skeur het, 'n vorm van Macedonianisme is, wat die rol van die Heilige Gees in die drie-eenheid geringskat. Die ikonoklasme het weer sy kop by die reformatie uitgesteek. Vader Stephen Freeman maak 'n baie goeie argument daarvoor uit dat Islam eintlik 'n Christelike kettery is, wat saam met die Arianiste glo dat Christus nie God was nie. En natuurlik is hierdie Arianisme ook vandag springlewendig in die denke van baie protestante, wat van Christus 'n perfekte mens, maar uiteindelik 'n mitiese figuur wil maak.